Dis my tannie, hoor. Vir die wat dit nie geweet het nie. Ons is family. My tannie, lief vir julle, hoor, dankie. Prys die naam van die Here. Dis lekker om die Here te dien. En ek bid dat die Here vanmôre in besonder vir jou iets gaan doen. Glo jy dit? Hy het dit al klaar gedoen. Ek kan eintlik nou maar net vandag. Ons kan nou maar huis toe gaan, want ek dink die Here het klaar alles gesê en klaar alles gedoen. Prys die Here. Maar ek wil vanmôre met u praat as ek 'n tema aan dit kan sit wat die Here op my hart gelê het. Sal dit wees 'n spieël wat jou lewe vorm. Snaakse tema. 'n Spieël wat jou lewe vorm. En dan wil ek so 'n paar skriffies net tot inleiding van dit lees voordat ek by die kernskrifte gaan kom. Matteus 12 vers 34 tot 37 sê ander geslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn. En die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge tevoorskyn. Maar ek sê vir julle dat van elke ydelle woord wat die mens praat, daarvan moet hy rekenskap gee in die oordeelsdag. Ek wil net verduidelik, ek doen dit altyd as ek hierdie skrif gebruik. Die woordjie idle beteken idle, wat beteken dit is soos 'n kar wat gestart is, hy idle, hy gebruik petrol, maar hy doen niks. So hy gaan nie ergens heen nie. Idle beteken 'n woord wat energie gebruik, maar dit verrig niks nie. So dit is nie ydelle woord nie, dis idle. So dit is nie om die naam van die Here, jou God, ydelik te gebruik nie. Daai het 'n ander betekenis. So hierdie woord in sy konteks en sy oorspronklike vertaling beteken idle. Soos dit gebruik energie, maar dit bring niks voort nie. So dit stig nie, dit bou nie, dit doen nie iets nie. So dis woorde sonder krag, om dit so te stel. Woorde wat afbreek, woorde wat nie bou nie. Idle words. So dis nie ydelik nie, dit is ydel woord. Ydelle woord. Wat die mens praat, daarvan moet hy rekenskap gee in die oordeelsdag, want uit jou woorde sal jy geregverdig word en uit jou woorde sal jy veroordeel word. So hier is twee aspekte van ons lewe waarna ons moet kyk. Dit is wat in my hart aangaan en wat by my mond uitkom. Is wat die fokus van hierdie skrif is, en dit wat in jou hart aangaan, dit is wat by jou mond uitkom. Maar wat by my mond uitkom, kan my of in die moeilikheid bring, of dit kan my lewe bou, want die woord sê tog van dood en lewe lê in die mag van die tong, maar ons besef nie die gevaar van dit wat ek in my hart dra, en dit wat by my mond uitkom nie. En baie van ons, ek gaan nou daarby kom, maar ek wil dit net noem, hoe jy jouself sien, is wat jy van jouself in jou hart dra. So ek wil hierdie bietjie nouer trek, en ek wil met jou praat oor hoe jy jouself in die Here sien, en wat die vyand reg kry, om jou te laat glo oor jouself. Wat jy sien as jy na jouself kyk, wat jy sien as jy na jouself deur die woord kyk, en wat jy sien as jy na jouself kyk deur opinies, en wat die vyand na jou te bring, en dit veroorsaak dat daar goed in is my hart wat ek ronddra. En daar is 'n skrif hier, wat as ek hom nou 'n bietjie uit konteks uit kan haal, hy sê, as a man thinketh in his heart, so is he. In ander woorde, dit wat in my hart aangaan, vorm my. Vir alles is by my mond uitkom. So die dinge waarmee ek in my binnekant rondloop, het die geneigtheid om my te laat glo, ek is dit wat ek ronddra. Iemand van my sê, jy's 'n mislukking, en jy begin dit oordink in jou hart, dan begin jy jou naderhand self sien as 'n mislukking. As jy glo, jy gaan dit nie maak nie, as jy glo jy's nie goed genoeg nie, as jy glo mense hou nie van jou nie, dan is dit goed wat in jou hart dra, en jy kan dit so lank as wat jy wil daar hou, ergens gaan dit uitglip.
Want die vyand gaan jou in 'n hoekie druk, of dit nou jou man is of jou vrou is, en of dit druk by die werk is, ergens gaan dit, ja, sê ek is nie goed genoeg nie. Of ek sal nooit 'n sukses maak, of niemand hou van my nie, of almal los my, of al hierdie goed, weet, everybody hates me. Nobody loves me, everybody hates me, I'm gonna eat some worms. Want ek is mos maar ou wurmpie, die minste van almal. Maar daar is 'n groot verskil tussen nederigheid en minderwaardigheid. Ek wil dit vanmôre noem, en baie keer verwar ons die twee, dan dink ek hoe meer minderwaardig ek is, hoe meer nederig is ek. Dis glad nie so nie. Nederigheid is die teenoorgestelde van minderwaardigheid. So ek wil vanmôre met jou praat, en die rede hieroor is omdat dit die speelgrond is waarop die vyand met my en jou speel, is ons identiteit in die Here. En omdat my identiteit in die Here 'n probleem het, kan ek nie doen wat God wil hê ek moet doen nie, want na elke ding wat die vyand vir my wys, sien jy gaan dit nie maak nie, sien dit, jy is nie goed genoeg nie, sien jy, daar's nie regtig 'n roeping op jou lewe nie, sien jy, daar's nie eintlik 'n anointing op jou lewe nie, want kyk wat gebeur hier, kyk wat, en ons loop met goed in ons binnekante rond, wat my vorm, en dan begin ek dit nou nog spreek ook, en dan kom ek in agreement met die vyand, in plaas van 'n agreement met die Here. Matteus 15 vers 11 en 15 vers 18 en 19 sê vir ons, dis nie wat in die mond ingaan wat die mens onrein maak nie, maar wat uit die mond uitgaan, dit maak die mens onrein. En die Here praat nou hier oor hulle wat gemou het omdat hulle met ongewaste hande geëet het, maar hier is waarheid in dit wat meer as net met die was van hande te doen het. Want die Here sê, dis nie wat by die mond ingaan wat mens onrein maak nie. Vers 18 sê, maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart. So die dinge wat by die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is die wat die mens onrein maak. Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis en lastertaal. So, prys die Here. So, valse getuienis. Wat is 'n valse getuienis? When God says, you are called and you are blessed, en jy is myne, en ek het 'n plan, en ek kom getuig. Ek weet nie of God vir my 'n plan het nie. Ek weet nie of ek getuig teen God se plan vir my lewe, sonder dat ek dit agterkom. En nou kom die vyand en hy laat jou voel in jou hart, waar's die Here? Sien God my raak? Sien jy? Kyk, niemand het jou eers gebel hierdie week nie. Niemand het eers vir jou 'n boodskapie gestuur hierdie week nie. Niemand sien jou raak nie. So, jy's onsigbaar. Ek weet nie, het jy al alleen tussen mense gevoel? Want wie het jou alleen laat voel? Dit is hoe jy jouself gesien het. Was dit die waarheid? Nee, want ek was besig om alleen te glo, so ek kon nie sien, daar was baie wat van my gehou het nie. Daar was baie wat bly was om my te sien nie. Daar's baie, so when I start believing the lie that was put in my heart by the enemy, and by people, and by doubt, and by fear, that's the world that I walk in. En dan kom ek, en ek kan tussen mense eensaam voel, maar jy is nie eens eensaam regtig nie. It's how you feel. It's a feeling, it's not the truth. Wil dit mooi duidelik maak, ons feelings is nie altyd die waarheid nie. Is 'n realiteit wat in my hart gebore is, wat ergens geplaas is deur die vyand of mense wat die vyand op my pad sit. And now I start overthinking things that I carry in my heart, but it's not reality until it comes out of my mouth. Hoor mooi, dis nog nie in die lig gebring nie. Die oomblik wanneer ek dit bely, kom dit uit en ek kom, you can either come in agreement with God or the enemy. Ek kom op met God in agreement oor my lewe, en dit is dat ek kyk nie na wat voor oë is nie. God se goed is nie wat ek altyd sien nie. Realiteite om my lyk my, ja, sien jy, hulle hou nie van jou nie. Sien jy, hulle is teen jou. But I've got somebody that's with me always, wat vir my is, wat my uitgekies het. Ek het nie myself uitgekies nie. En as dit eers by my mond uitkom,
is ek in die moeilikheid, want dan beïnvloed dit my hele liggaam. Daarom sê die woord van die Here, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. So ek en jy moet aandagtig begin raak aan wat by my mond uitkom. So as jy wil weet wat in jou hart aangaan, luister na jouself. Hoor hoe jy oor jouself praat, dan weet jy waar kom dit vandaan. Is nie net 'n gedagte nie. It's something that you are carrying inside of you and you start believing the lies of the enemy. Ja, maar dis die realiteit. Kyk hoe maak hulle met my. Ek is nooit goed genoeg vir niemand nie. But you start walking in that and now you start believing that and now the enemy brings people to show you, well, sien jy, dit is die waarheid. En dit waarop ek fokus is wat ek sien. En ek gaan opsien mense wat nie van my hou nie, wat altyd daar gaan wees. En my fokus gaan op dit wees, wel hier's mense wat nie van my hou nie, maar kyk mis, daar's mense wat van my hou. Hulle is altyd miskien bietjie minder as die ander, maar hulle is daar. Maar as my fokus is om te kyk wie hou nie van my nie, jy gaan jouself moeg maak. Want daar's baie van hulle wat sonder rede nie van jou nie. Wat sonder rede opgeblaas raak, wat sonder rede fout vind, hulle is almal daar. Maar dan raak dit my kernfokus wat ek in my hart dra en dit beïnvloed God se plan vir my lewe. En dit is waaroor ek wil praat vanmôre. God has a calling on your life. God het jou uitgekies. En ons kyk na wat die vyand vir jou sê, o, jy gaan dit nie maak nie. O, Here, ek weet nie of ek dit gaan maak nie. Kom ons gaan bietjie verder. So dit beïnvloed my liggaam. Dit kan my rein maak of dit kan my onrein maak. Woorde wat by my mond uitgaan, wat in die hart gebore is, kan my rein maak. Jakobus hoofstuk 1, vanaf vers 19 tot 26. Jakobus hoofstuk 1, James, ons praat uit jou boek uit, Engels. James chapter 1 verse 19 to 26. James chapter 1 verse 19. So dan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word, want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Daarom doen afstand van alle vuilheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Wat het God in my en jou? Hy sê ek sal my woord op jou harttafels skryf. Hy gee vir ons die gees van God wat in ons is. So my fokus moet wees op die ingeplante woord van God wat in staat is om wat te doen. In staat is om my siel te red. So my fokus is, ek moet na God se woord kyk as ek wil weet wie ek is. Ek moet na God se woord kyk as ek wil weet wie hy is. Ek moet na God se woord kyk as ek weet wat God se plan vir my lewe is. Ek moet na God se woord kyk wanneer ek in siekte is. Ek moet na God se woord kyk wanneer mense my haat. Ek moet na God se woord kyk wanneer mense hulle rug op my draai. Hy sê salig is julle wanneer die mense allerhande kwaad van julle spreek. Want groot is jou loon in die hemel. Hy praat af bestaan om so banner die gehad. Hy sê moenie mense wat kinders stop nie, hulle maak vir jou loon bymekaar. Jy het so groot banner gehad, ek onthou dit nog iets op die muur gehang. Daar gestaan, moenie mense wat kinders stop nie. Hulle werk vir jou loon of maak vir jou loon bymekaar. Dis wat die woord sê. Hulle wat van jou sleg praat sonder rede, groot is jou loon in jou. So hulle werk vir jou loon. Is dit nie amazing nie? Hulle praat van jou sleg, maar jy word betaal daarvoor. Jy word vergoed daarvoor. Weet so, maar my maatstaf in my lewe is die ingeplante woord wat in staat is om my siel te wen. Word dan daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie.
En ek wil hierdie nou diep invat vanmôre na jou toe. Want dit is maklik om 'n dader van die woord te wees wanneer ek iemand anders dit wil bedien. Want jy geweet, jy is die eerste plek waar bedien moet word. Hy sê jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En as jy nie by jouself kan begin nie, gaan jy nie iemand anders te nie. So die evangelie van Jesus, die woord van die Here begin eers by my. Hy sê, haal eers die balk uit jou eie oog uit, voor jy die splinter uit. So die evangelie, hoe ek myself sien, wat ek glo van God, begin by my heel eerste. En ons kan nie daders van die woord buite wees, as ek nie eers 'n dader van die woord is in my eie denke, en hoe ek myself sien, en hoe ek myself ervaar nie. Glo jy wat God vir jou sê? Met ander woorde, as God vir jou sê, jy's 'n oorwinnaar, loop jy soos 'n oorwinnaar? Of kyk jy in die woord en sê, hoor, Here sê ek is 'n oorwinnaar, en dan loop jy uit jou Bybelstudie uit, en die eerste negatiewe ding wat jy kry, ek voel nie soos 'n oorwinnaar nie, is jy dan 'n dader van die woord? Ons kyk in die woord van die Here en sê, ja, ek glo ek is tot alles in staat, wat die Here, en jy het 'n awesome tyd, terwyl jy bid en jy's daar voor die Here, en dan kom jy in die eerste stormpie wat kom, en sê, ek weet daarom nie of die Here my lief het nie. Ek weet daarom nie of nie. Dis nie 'n dader van die woord nie. Is 'n hoorder van die woord. Want jy het gehoor wat God van jou sê, maar jy loop nie soos wat God wil hê jy moet loop in daai waarheid nie. Die ingeplante woord van God in jou. God has placed something in you. En ek wil dit vandag amper sê, hy het in elke ene iets besonders gesit wat hy nie iemand anders te gesit het nie. There's a word that God gave you specifically for you. Daar's 'n woord wat God in jou lewe remnant gemaak het vir jou roeping, vir jou calling en vir dit wat God vir jou wil hê. And we can either walk en begin sê, Here, wel ek niks in my lewe maak sin in dit wat God oor my lewe uitgespreek het, but I'm gonna be, ek gaan 'n dader wees van die woord. Ek gaan loop soos iemand wat verlos is. Ek gaan loop soos iemand wat gered is. Ek gaan loop soos iemand wat vry is van mense se opinies, en ek gaan elke ander ding resist wat vir my sê, jy is nie vry nie, en mense hou nie van jou nie. I'm gonna walk as somebody that's loved by everybody. Ken nou nie jy met ding nie, maar jy loop in daai confidence, dat God se mense in my lewe, God sit mense in my lewe wat God verwyder, wie verwyder moet word. God voeg by, wie moet bygevoeg word. Die Here sal vir my mense stuur, wat vir my, ek staan op die woord rig my voetstappe. Hy sê, u woord is 'n lig vir my voete, en 'n lamp, vir ek loop waar die woord sê, my lewe word gevorm deur die woord van die Here, en nie deur die opinies van mense nie. Ek gaan nie glo wat die duiwel vir my sê nie. Ek gaan nie 'n dader van die duiwel se woord wees oor my lewe nie. Ek en jy word daders van woorde. Kom ons wees eerlik, hoeveel van ons het al ons lewe ingerig volgens wat ons glo, en volgens wat ons gehoor het, en volgens wat die vyand jou laat glo het oor jouself. Want ek is mislukking. Ek weet nie of ek ooit bo gaan uitkom nie. Ek weet nie of ek ooit die salwing van die Here gaan ervaar nie. Ek weet nie of die roeping waarmee God my geroep het. Here, as ek na myself kyk, ek praat Woensdag aan, dink ek, met die mense wie daar tyd wat Moses met die Here gesê, Here, as u so met my gaan maak my dan my eerder dood. En hy praat al met die Here, hy sê, Here, want die Here sê vir my, hy sê, Here, as ek hierdie volk moet lei, hierdie kom, jy het vir my groot las gegee, ek maak my eerder dood, want iets nou baie onregverdig met my, hierdie is 'n groot roeping, is 'n groot calling. Weet jy wat, as my pa het hierdie ding gesê, if God's calling doesn't make you afraid, then it's your calling. As God se plan vir jou lewe jou nie skeer nie, dan is dit jou eie plan. Want God se plan is altyd groter as my plan. Want anders is dit in my vermoë. Maar ek kan dit doen. But God calls you for bigger things. En jy sit vanmôre in hierdie plek en die vyand het reg gekry om jou te laat begin bely oor wie jy is. En jy twyfel. En vanmôre kyk ek kry pak slaai hier voor waar ek staan. Moenie dink dat die Here skiep my vanmôre met hierdie woord nie. Die Here trek my oor en hy het my oor die skoot ook getrek. So die Here praat vanmôre baie hard met myself ook.
En sê, maar jy sal nooit by die volheid van die roeping van God kan uitkom, as jy gaan toelaat dat jou hart oop is vir elke Jan Rap en sy maatjie wat negatiewe goed en hulle optredes en al hierdie dinge. You got to believe that a word is the only basis on which God is going to form you. Die enigste ding wat my gaan vorm is die woord van die Here. So hy sê dan vir ons daarso, want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in die spieël sien. Want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Hoeveel keer kyk jy na jouself in God se woord? En dan sê jy, Here, ek sien wat God se plan is vir my lewe. En dan stap ek weg. En dan kom die lewe en dan vergeet jy dadelik, God het nou net vir my gesê. Jy kyk na God se woord soos in 'n spieël. Dan sien jy wat God vir jou sê oor jouself. Sê, Here, ek kan sien wat God se plan is. Want as ek na myself en God se woord kyk, kyk ek nie na my swakhede nie. Ek kyk na God se krag wat alles in my kan volbring. So I see me as God has called me. Nie deur krag of geweld nie, maar deur die Gees van die Here. Kyk, ek sê, Here, deur U Gees kan ek dit doen, en dan stap ek uit daai kamer uit, soos ek net nou gesê het. Dan vergeet jy alles. En dan is ek nie meer dader van die woord nie. Want die eerste storm wat jy kry, laat jy voel, Here, ek weet nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, en die vyand kom, en hy hou 'n valse spieël voor jou, en hy wil vir jou laat wys, kyk hierso, kyk bietjie vir jouself, jy sien jouself as 'n mislukking, jy sien jouself as iemand wat nêrens gaan kom in die lewe nie, jy sien jouself as iemand wat probeer bid, maar jy kry nie deurbrake nie, jy sien jouself as iemand wat na God roep, maar God hoor jou nie, jy sien jouself as iemand wat kon gebid het, maar nie meer kan bid nie, jy sien jouself dat niemand van jou hou nie, jy sien jouself as iemand wat in die pad is. Jy sien jouself as 'n failure. Jy sien jouself, that's the lies, that's the mirror the devil wants you to see. En weet jy wat, hy sit ook Bybelversies by dit as hy lus het, om dit te bevestig, that you are not going anywhere. Jy's vinnig op pad nêrens heen toe nie. God het nie 'n plan met jou lewe nie. Of jou tyd is verby, of jou salwing is verby, of God het sy gees van jou lewe weggeneem. Daar is nie meer hoop vir jou nie. God doesn't have a plan for you. God doesn't hear you anymore. Maar klink dit vir jou bekend? Is dit die waarheid? Nee, want die vyand hou hom ook voor soos 'n engel van die lig. Maar hy is die vader van die leuns. He's the father of deception. En in ons hart begin ons hierdie leuns glo oor onsself. En ons word daders van 'n woord, maar nie van die woord nie. Nou sit stil. Van hoeveel van ons het 'n opinie oor onsself, wat glad nie God se opinie is nie. Hoeveel van ons sit vanmôre hier en jy hou jou roeping terug, jy wil nie voluit in jou roeping, want jy is bang jy gaan seer kry. Jy gaan seer kry, en mense gaan van jou, nie van jou nie. Not everybody is going to love the anointing in your life. Kom ek nou vandag vir jou sê, die oomblik wanneer jy vir God iets begin doen, daar gaan jaloerse ouens wees, dis soos op die rappie. Daar is soveel rappie spelers op die paviljoen, wat nog nooit 'n rappiebal vasgehou het nie. Wat oordeel oor die ouens wat rappie speel? Wow, kyk hoe speel hy kan nie eens 'n bal vang nie, jy ook nie. Weet jy wat met hierdie ouens aangaan? Hulle kan nie eens 'n 3 druk nie, jy ook nie, jy kan nie eens 5 meter hardloop nie as jy het asem uit. Maar jy is die grootste rappie onderrigter wat daar is op die paviljoen. En in ons geestelike lewe, there will always be somebody wat nie op die pad is nie, maar in die pad is. Baie ouens dink hulle is op die pad, maar hulle is in die pad. En hulle sal 10 goed vir jou kan sê, hoekom jy dit nie gaan maak nie. Hoekom jy nie, doen niks vir God nie, en hulle is doodstil. Doen net iets vir die Here.
En daar staan, hulle wil jou laat sien wat hulle sien as hulle na jou kyk. Maar hulle is gestuur deur die vyand om 'n beeld in jou te skep wat jy in jou hart gaan dra oor jouself and you start believing that lie. En nou is jy in konflik met die Here. Was jy al in konflik met dit wat jy glo en dit wat in die woord staan? Hoekom? Want ergens het die vyand iets in jou hart kom sit wat jy begin glo het, but it's a lie. Maar dit manifesteer omdat jy dit glo. Steek net 'n lamp op, wat gebeur? Daar's 'n klomp motte. Ek weet vir die ouens, ek het lank terug het ek vis gevang. Daar's nie goggaatjies nie totdat jy 'n lamp aansteek. Dan is daar kom goggas van so as jy die vuur van God aansteek, dit trek motte ook. Maar moenie as gevolg van motte die lampie doodmaak nie. Want dan kom die muskiete. Ergens is daar bloedsuiers betrokke altyd. Maar ek wil vanmôre vir julle sê, God has a plan for your life. And you must start looking at yourself through the word of God. Die woord van die Here is die enigste maatstaf waar volgens jy jouself moet meet. En die gees van die Here is die enigste een wat met jou moet praat en jou oortuig van wat moet verander en wat nie moet verander nie. He is the only one that can lead you and help you to be like Jesus, to walk like Jesus. He is the word. En die enigste maatstaf wat ek en jy het, is die woord van God. As jy wil weet wie jy is in Christus, gaan kyk na die woord van die Here en laat toe dat die gees van die Here dit vir jou lewendig maak binne in jou. Want as die gees van God nie betrokke is nie, you will believe anything anybody tells you about yourself. En ek wil vanmôre vir jou, ek ook haas my tot 'n einde. As jy so, as jy na die in 'n natuurlike gesig in die spieël sien, hy wat homself, wat hom sien en weggaan, vergeet dadelik hoe hy gelyk het, maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Wat doen ek as ek diep insien in die woord van God? Wat is God se plan vir my lewe? En ek nie daarvan al weggaan nie, maar ek daarin bly. Sê, God has a plan for my life. I don't care what people say. I don't care what the enemy say. I don't care if people love me. I don't care what anything. God anointed me en hy stuur my en hy het my geroep en hy het 'n plan met my lewe en ek is lief en ek is geliefd en God sal mense in my lewe sit en God sal mense uit my lewe uit verwyder. I will trust God with the work, but I will stand in the calling that God has called. Ek wil vir iemand vanmôre sê, jy wil terugsit en jy wil nie instree in die volheid van die Here nie, want jy's bang, iemand gaan nie daarvan hou nie, iemand gaan iets sê. I'm telling you, it's time to stand in the anointing of the Holy Spirit and see yourself as God's word has declared it over you. Hy het sy gees in jou ingeblaas, man. Jy is 'n bloedgewaste, geesgevulde, anointed kind van die Here en jy staan onder die krag en die salwing. Jy staan nie in jou eie roeping nie, man. Ek het nie myself geroep nie. Ek het nie myself uitgekies nie. Ek het nie myself geanoint nie. You have been called by God by the name. You are a son and a daughter of the High King. Hallelujah. And you are precious in His eyes. Almal mag dit dalk nie raak sien nie, maar hulle opinie maak nie saak nie. It's what God says about you. Wat sê God oor jou vandag? Nie wat sê jy, nie wat dink jy is jou trademarks nie. Maar daai van ons dink, ja, maar dis nie deel van my karakter nie. Om hier voor te staan is ook nie deel van my karakter nie, maar God het nie omgegee oor dit nie. Ja, ek sê so stil skaam terug, God roep vir Dawid. Al die boeties staan daar, hulle is gekwalifiseerde ouens, wat eintlik koning kon word. God sê vir hulle, nee. Hy moet nog een ouetjie wees. Nee, maar hy pas skape op, nee, dis hy daai. Dis die ene wat ek soek daai. Die een wat almal dink dit nie kan doen nie. Almal se opinie, nee, kan nie hy wees nie. God sê nee, dis hy.
bring hom, gaan hom salf. Jy was dalk die laaste keuse, en die vyand wil jou laat fokus op dit. Man, jy is die minste onder hom, dank die Here daarvoor, he is chosen me. Hy sê, let op julle roeping, broeders. Julle is nie baie wyses en baie kragtes en baie edeles nie, maar dit wat swak is in die oë van hierdie wêreld, het God uitverkies. God has chosen you, not because you are qualified, because you are available, and God wants to do something in your life this morning. Jy mag dalk nie kan praat soos ander nie, jy kan dalk nie sing soos ander nie, jy verstaan dalk nie die woord soos ander nie, jy is dalk soos ek wat nie eers al die ouens se name in die Bybel kan onthou nie. So tussen die ander pastore is en hulle sê vir my, wie's nou weer daai ou daar in die Bybel? Sê nou nie, ek kan nie onthou nie. Ek kan nie name onthou nie. Ek kan ook nie punt en nommer en alles presies onthou waar elke skrif staan nie, maar ek ken die woord. Maar ek gaan nie vir jou sê 2 Petrus 4 hoofstuk 206 staan. Ek kan nie. Maar God het my geroep om dit te doen nie. Daar's ander ouens wat dit kan doen en ek eer die Here vir hulle want dit is waarvoor God hulle geroep het. But I'm not trying to be them, I'm just trying to be what God has called me to be. Wees wie God jou geroep het. Kom ons kyk gou verder. Ek maak klaar. 2 Korintiërs 3 vers 17 en 18. Hier is God se spieël. Hier is God se spieël. Dit is nie die spieël van die wêreld nie. Dit is nie die spieël van mense se opinies nie. Dit is nie die spieël van wat die vyand sê nie. En ek gaan dit uit die Amplified uitlees. 2 Corinthians 3 verse 17 to 18. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty, implication from bondage and freedom, and all of us with unveiled faces, because we continue to behold in the Word of God as in a mirror the glory of the Lord, are constantly being transfigured into His very own image in ever-increasing splendor, from one degree of glory to another. From this comes from the Lord who is the Spirit. Met ander woorde, hoe meer ek na myself kyk, of na God kyk in die woord van die Here as die enigste spieël wat my moet verander, hoe meer ek na hom kyk en na sy beeld kyk, hoe meer word ek verander in dieselfde beeld van hom wat my geroep het. Dit is my ding, ek wil te wees soos Jesus. Ek wil ek moet loop soos Jesus. Ek wil sy kind wees, ek wil hom naaap, maar hoe meer ek na hom kyk, hoe meer ek toelaat dat daai woord my wese, dit is die enigste spieël wat ek het, is om te kyk na die woord van die Here en toe te laat die woord my verander, sodat ek naderhand nie meer myself sien in hierdie spieël nie. As ek na myself kyk, moet ek nie meer myself sien nie, maar ek moet nie meer leef nie, maar Christus moet leef in my. Dit is die doel van die woord van die Here, sodat ek kan sterf en hy kan lewe, sodat ek kan minder word en hy kan meer word. En weet jy wat, my pa het altyd gesê, weet jy, lyk voel nie. Baie ouens sê, pastoor, ek leef nie meer nie. Christus leef in my. Sê net iets slegs van hom. 'n lijk voel niks nie. Jy kan langs 'n lijk staan en hom sleg sê tot jy blou is in die gesig, hy gaan nie worry nie. Maar as jy wil weet of jy nog leef, laat iemand net van jou kwaad praat. Dan kom jy agter, hier is nog baie duiseltjie wat moet sterf. Is nog baie van die eie ek, want dit gaan alles oor my. Sometimes it's not about you, it's about the glory in you. Vir alles oor ons maak. Terwyl die vyand se geveg is om jou identiteit in Jesus dood te maak. En as jy nie jou identiteit in die Here het nie, kan jy nie jou roeping in die Here leef nie. Want jy weet nie waar jy inpas nie. Jy weet nie of God 'n plan het met jou lewe nie. Jy weet nie of jy's confused. Jy weet nie waante nie. Jy weet nie wie ek is nie.
But when you start looking in the Word and you understand why God has called you, why He has saved you, and it's by grace, and God has a plan, and it's not out of your own power, but by the power of the Holy Spirit in you, and you let the Word transform you and transfigure you into the very same image, so that wanneer ek nader aan in die Woord kyk, sê ek sien nie meer vir Jaco leef in hierdie Woord nie, maar ek sien Christus leef in my, want die Woord is die enigste ding wat my moet vorm en my moet maak, en dis die enigste opinie. As jy wil weet, Here, moet ek ergens verander, moenie na mense luister wat sê jy moet verander nie. Vat die Woord en meet jouself aan die Woord van God, want dis die enigste maatstaf waarby ek moet verander. Dit is so. Die Woord is die enigste ding wat my moet verander. Nie mense se opinies nie, nie my eie opinie nie. Die Woord is die maatstaf waarmee ek my lewe moet meet. Sê Here, doen ek wat God se Woord wil hê ek moet doen. Vergewe ek, spreek ek vry, loop ek met kwaaiheid, ek moet myself meet, en as ek myself gemeet het aan die Woord, en ek het die vrede van God, kan mense maar net sê wat hulle wil. There will always be people that's gonna hate on you. Jy gaan nie oral aanvaar, as Jesus wat op water kon loop, nie eers deur almal aanvaar was nie. Waar kom ek en jy in? Ek wil vanmôre vir iemand sê, jy wil terugstaan, en God sê, jy staan nie terug nie. Here, maar mense hou nie van my nie. En dan wil vir jy sê, die Here sê, join the club. As tot vandag toe mense wat nie van God hou nie. Wat nie Jesus wil hê nie. Wat sleg praat van hom. Wat bespotting maak van sy naam. Maar hy verdien dit nie, en ek verdien dit nie, ons verdien dit nie. Maar dit skep 'n beeld in jou hart. Ek wil vanmôre hê jy moet hierdie spieël wat die vyand voor jou hou, om jou, waarmee jy jouself meet. Almal van ons staan vanmôre voor 'n spieël, en jy sien jouself soos dit wat jy begin glo het in jou hart. En as jy nie van jouself hou nie, gaan jy na iemand kyk in die spieël waarvan jy nie hou nie. As jy nie jouself aanvaar nie, gaan jy ook nie ander se liefde kan aanvaar nie. Maar wanneer jy na God se spieël kyk en jy sien onverdienstelike liefde aanvaar deur genade, I've been accepted. Lord, teach me to love me as you love me. Help my. En ek sê nie daarmee ek moet wind hier raak nie, verskoon die kanseltaal. Ja, jy sal nie vir my sê hoe ek moet verander, ek se kind van nie. Ek was so gewees, jonk in my, niemand kon niks van my sê nie. Ek is niemand se vloerlap nie. Dit is ook nie die attitude wat God uit moes my maar mooi leer. In die begin was ek soos die disippels, wil net ore afkap. Vir elke ou, die woord vat en jy kap net ore af links en regs. En dan moet Jesus maar net die ore terugsit, weet. Dis nie, maar Jaco, rustig. Maar wanneer ek weet wie ek is in Christus, kom die vyand nie en hy steel heeltyd van my nie. En ek wil hê met op jou voete staan saam met my vanmôre. Nou as jy so ding as 'n spieël breek, het jy 7 jaar bad luck nie. Dit's 'n leuen. Ek wil hê vanmôre jy moet in die gees die woord van God vat. En ek wil hê jy moet dit manifesteer, slaan daai spieël stikkend, waarna jy kyk vanmôre en jy jouself meet, sê Here, ek wil nie hierdie spieël meer hê nie. Ek wil nie my in myself sien, soos wat die duiwel wil hê ek moet myself sien, en soos wat ek begin glo het ek is nie. Here, ek verruil hierdie spieël van leuns en manipulasie. Ek wil sê daar's manipulasie in hierdie spieël. There's people that wat manipulerend is in jou lewe. Sê Here, ek gaan nie dit meer vat nie. Help my om heel te word
en my te sien soos wat U wil hê ek moet wees. Vader, ons kom vanmôre en ons breek elke leenagtige spieël, elke valse skaal, breek ons vanmôre in die naam van Jesus met die waarheid. U woord sê waarheid maak ons vry. Daar is geen ander maatstaf waarvolgens ek my lewe kan meet buiten die woord van God nie. Dis die woord van die Here het die hoogste gesag in my en om my. Here, ons kom nou teen elke leuen van die vyand en van mense wat teen God se plan gekom het, teen elke skans wat die vyand opgerig het, teen die kennis van God. Elke stronghold, elke leuen, elke manipulasie, wat elke ene vanmôre hier wil hou en voel dat hulle is 'n geestelike bedelaar. They need to beg and ask the Lord en voel God het my nie raak gesien nie en ek is soos 'n hondjie wat van die tafel af eet. Ek wil vanmôre kom teen die leuns van die vyand oor jou lewe en oor my lewe en ek wil sê devil, you are a liar. Jy is 'n bloedgewaste, geesgevulde kind van God. Jy is duur gekoop. Jy behoort nie meer aan jouself nie, jy behoort aan hom. You have been bought by a price. You are God's precious treasure. Jy is gekoop, jy is kosbaar vir die Here. Here, en ek bid nou dat U plan oor elkeen se lewe in vervulling kom. Maak nie saak wat mense van ons sê nie. I know who my God is. Here, en ek sal nie verander vir mense nie, but change me. I will be changed by your word. Vorm my, kom maak my, sodat ek kan wees wat U wil hê ek moet wees. Dankie dat elke spieël van leenagtigheid nou verbreek word. Here, en help ons om dieper in U woord in te kyk. En dat ons nie net hoorders sal word van die woord nie, maar dat ons sal daders word, dat ons sal beoefen wat U oor ons lewe sê. That we will walk as anointed of God, that we will walk in the anointing, that we will walk in the freedom, that we will walk, Lord, by your Holy Spirit. Want ons wandel deur geloof, deur die Gees van die Here in Jesus naam. Sê ons dankie daarvoor. Amen. Baie dankie, Vader, die